Goeiemôre. Dit is donderdag die 24ste April 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, vandag is SBB 2 jaar oud, 2 jaar gelede sedert die skeiding plaasgevind het en 2 jaar waar tydens ons letterlik van krag tot krag gegroei het. Soos wat ons weer eens sal sien in ons konferensie wat hierdie naweek aangebied word. En dan wil ek julle ook daaraan herinner dat vanaand is dit weer bosberaadtyd en ons begin streng om 7 uur regstreeks en interaktief met die kanaallede. Ons gaan gesels oor die wreedheid waarmee misdaad in Suid-Afrika gepaard gaan. Wreedheid in terme van plaasaanvalle, aanvalle, transito-rooftogte en rooftogte, plundering, die aggressie, die stille woede wat na vore kom, die oormatige en oordadige gebruik van geweld om eenvoudige dinge te probeer in die hande kry. En dan wil ek stilstaan vandag by die geval van die Zimbabwese boer Martin Uls, 25 jaar gelede, insident wat daar plaasgevind het waaroor ek met julle wil gaan praat, want hy het geboer daar naby Bulawayo, het hy hierdie wildsplaas gehad, suksesvolle safaris daarvan afgedoen en 'n verskeidenheid van ander aktiwiteite, baie beeste gehad, baie skaars wildsoorte gehad en Martin Uls was 'n baie bekende boer. Maar ek wil by ons eie boere begin, ons eie mense in Suid-Afrika begin, want so dikwels hoor 'n mens dat iemand die opmerking maak, wanneer ons praat rondom plaasbesettings, grondonteiening, dan hoor jy so dikwels die bravade van ek kan skiet, en dis nie sommer net van kom vat nie. So is hulle dreigement wat uitgespreek word en ek kan dit verstaan en ek voel die hulpelose woede oor wat besig is om in Suid-Afrika plaas te vind. Maar dis belangrik dat ons gaan kyk na die geskiedenis en dat ons leer uit die geskiedenis soos wat ons in die geval van Martin Uls kan leer. En Martin Uls op sy plaas is vroeg in die vroeë oggendure deur 'n groep van ongeveer 70 lede van die 5de brigade van die Zimbabwese weermag op sy plaas aangeval. Hierdie 5de brigade was onder andere opgelei, was 'n elite mag gewees. Hulle is opgelei deur die Noord-Koreane en hy het dit nie aanvanklik besef nie, maar uiteindelik was daar 70 van hierdie soldate met militêre uitrusting, toerusting rondom sy plaas opstal ontplooi. En Martin het onmiddellik sy bure laat weet op hulle radio, kontak gemaak met die bure en vir gesê van die situasie wat besig is om te ontwikkel en baie boere het natuurlik wou gaan help, maar wat niemand voorsien het nie, was dat die plaaslike polisie intussen die paaie afgeblokkeer het om te verhoed dat enige hulp van enige aard by Martin op sy plaas kan uitkom. So hier was 'n mate van samewerking tussen hierdie 5de brigade lede, sowel as met
die polisie, die plaaslike polisie, wat onmiddellik die padblokkades opgestel het. Maar toe hierdie mense nou rondom hom ontplooi is, het Martin ongewapen na buite gestap om te probeer uitvind waaroor gaan dit. En die volgende oomblik het die skote geklap. Hulle het vir Martin deur sy been geskiet, die been het versplinter, en op die een of ander wonderbaarlike wyse kon hy terugkom na die veiligheid van sy huis, waar hy onmiddellik sy eie been gespalk het, en het hy die ambulansdienste, die nooddienste gekontak om 'n ambulans na die plaas te stuur, en die ambulanspersoneel is ook voorgekeer deur die polisie by die padblokkade, en hy het sy ma gebel en gesê sy moet die polisie laat weet dat daar is 'n aanval op sy plaas, en die polisie het geensins gereageer op haar 4 oproepe en 4 versoeke wat sy geplaas het nie. Die geveg het begin, Martin het geskiet, doelbewus, netjies skote geskiet. Die 5de Brigade ZANU PF troepe het 7 vuurposisies rondom die plaas opgerig, van waar hulle met masjiengewere ook op Martin geskiet het. Die huis was heeltemal uitmekaar uitgeskiet deur klein geweervuur, 'n massavuur, en Martin het verwoed teruggeveg. Vir 'n volle 5 ure het hy hierdie mag van ongeveer 70 soldate teruggehou. Maar uiteindelik het Martin gesneuwel. Is hy gedood. Hy het 18 van die oppositie saam met hom geneem. 18 voordat hy self geval het. En hy het maar net 180 rondes tot sy beskikking gehad. So uiteindelik het hulle sy liggaam vermink om te bewys of uit woede uit, of uit enige iets wat hulle kon gemotiveer het tot so iets. En ek weet destyds was dit 'n redelike groot verleentheid vir die Mugabe regering, dat die elite troepe, 2 pelotons daarvan, deur 'n enkele blanke boer vir 5 ure besig gehou was, voordat hulle hom kon oorrompel. Dit het die metode van plaasaanvalle heeltemal verander in Zimbabwe, want hulle het besef dat as hulle dit op hierdie manier doen, hulle dalk heel wat meer teenstand gaan kry as wat hulle verwag het om te kry. Vandag is daar niks oor van Martin se plaas, van sy diere, van sy beeskuddes. Niks is oor nie. Niks is oor van sy safari besigheid nie. Alles is tot niet. Alles is vernietig. Ons weet dan ook dat in Zimbabwe met die plaaswagstelsels, buurmanne wat gekontak word, so wanneer daar 'n plaasbesetting plaasgevind het en hulle dit nie meer in die vroeë oggendure gedoen, soos in Martin Oud se geval nie, helder oordag, terwyl die boer besig is om te werk, het hulle daar aangekom. Nou ons weet dat die boere het onmiddellik gereageer na die persoon wat 'n probleem ondervind het, om te gaan help. Maar dan het hulle nou rustig weggegaan. Maar volgende keer het hulle in groot getalle gelyktydig by elkeen van hierdie boere opgedaag. So wie kon vir wie ondersteun? Ons sien hoe Martin se poging om hulp in te roep van sy bure, van hulle plaaswag af, misluk het,
omdat die polisie niemand deur die padblokkades wou laat gaan nie. Hulle self het nie gereageer nie, die bure kon nie verbykom nie, en die ambulansdienste kon nie verbykom nie. Hier is 'n les vir ons in wat ons moet onthou. Die een is, ja, ons kan skiet. En ja, dis nie net vir konvat nie. Maar hulle kom in getalle, as hulle nie andersins regkom nie. Hulle kom op 'n ongeleë tyd daaraan, of kom ons sê 'n onverwagte tyd, 'n onverwagse tyd. En gewoonlik sal 'n boer ongewapen uitgaan om enige besoekers, polisie, wie ook al op die plaas te gaan inwag, soos wat hy gedoen het. En uiteindelik het hy na 5 ure van terugveg as 'n oud bosoorlogsoldaat teruggeveg en het hy 18 van hulle uitgehaal en niemand weet presies hoeveel was gewond van hulle nie, want daar was baie gewondes. Hulle praat van verskeie ambulanse wat met gewondes verbygekom het, afgevoer het na die hospitale toe. En ons kan ook verwag dat die situasie op 'n stadium daardie punt kan bereik. En ons moet leer uit dinge wat gebeur het in die destydse Zimbabwe, wat reeds gebeur het in ons eie land op die plase, die wrede plaasaanvalle wat plaasgevind het. En ons moet maar net onthou dat ons deurgaans bewus, selfbewus moet wees. Ek verstaan dat 'n mens nie jou plaas net kan los nie, en dat daar moeilike omstandighede is. Maar ons moet onthou dat wanneer die situasie sodanig hand uitdruk, so ver gevorder het, dan is dit beter om net pad te gee, te groepeer in 'n tyd van uiterste geweld en anargie. Ons het dus geen ander opsie as om self daarvoor voor te berei nie. Hier is 'n foto van Martin Olds, en soos jy kan sien, hy was nog relatief jonk gewees, vol drome, vol planne, en hy het 'n ewige geveg opgesit. En ek dink, dis net goed om nou 25 jaar later sy verhaal te onthou en te weet dat as dit wat met hom gebeur het, ander boere elders in die wêreld, sê dan maar in Suid-Afrika, kan help om beter maatreëls daar te stel vir selfbeskerming, dan was dit nie verniet nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand in te skakel na die Bosberaad om 7 uur nie. Aan die kanaallede interaktief, en op 'n later stadium sal ek dit dalk oopstel aan die publiek. Kom ons kyk eers, hoe gaan dit? Mooi loop, lekker dag, en ek gesels môreoggend weer met julle.